Goeienaand luisteraars, dis maandag aand en as jy daai liedjie Fight Song hoor, dan weet jy dis tyd vir ons het koppel bymekaar. Goeienaand Dr. Thea Smit, hoe gaan dit daar by jou? Goed, dankie Hans. Goed, niks klagtes nie. Ons het weer vanaand En 'n jy, Hans? nee, het lekker, lekker, lekker. Ek sien uit om te begin gesels. Ons het 'n Ek ook. 'n onderwerp dink ek wat vir Ek ons ook. Ek wil albei glad min praat. ja, wat ons altyd interesseer in die professie wat ons bedryf en gebruik jy AI Ja, om verslae of sielkundige werk vir jou mee te help? ja, definitief. Soms dan vra ek gou vir AI om iets my op te som. En soms as ek 'n lang e-pos gekry het, veral as ek 'n lang e-pos gekry het, dan vra ek vir AI, doen gou 'n summary vir my sodat ek kan weet wat hulle sê en dat ek hulle vinnig kan terug antwoord. Gelukkig vra ek nog nie vir AI hoe moet hulle my pasiënte behandel nie. Ek vertrou daar nog myself. Jou eie oordeel. Ja, luisteraars, soos jy kan hoor, ons praat oor AI of KI, kunsmatige intelligensie en ons jy weet ons het interessante gaste en ons het vanaand 'n gas uit Universiteit Pretoria, Jody Joubert, wie se spesialisveld kunsmatige intelligensie in die opvoedingsomgewing is. En baie welkom Jody, dankie dat jy tyd maak om met ons te gesels. Dankie julle. Vertel ons net so 'n bietjie oor hoe het jou pad geloop tot waar jy ehm in hierdie veld nou werk. Wel, ja, en dit is een van daai gevalle. Dit is een van daai goed. Ek dink nie jy kies AI nie. AI het my kom kies. Dit is een van daai goed. Ek werk nou al 'n rukkie in die veld. Ek het as onderwyser begin belangstel as in tegnologie en begin rondspeel en so. Toe bevind ek myself by die universiteit en soos jy kan dink, toe 2020 Mm. ons tref was al klaar een ding vir tegnologie en toe AI sy verskyning maak hier aan die einde van 2022, toe is dit 'n hele ander storie en dit is hoe ek nou regtig begin werk het met AI of kunsmatige intelligensie en opvoedkunde om te kyk Mm. hoe dit by leer inpas. Hmm, hmm. Daar was 'n uitspraak onlangs, ek dink in die laaste 2-3 weke van Universiteit Kaapstad wat gesê het hulle gaan die gebruik van AI kunsmatige intelligensie nie meer verbied onder hulle studente nie, maar dat hulle gaan beweeg in die rigting van die etiese gebruik daarvan. Wat ja, praat met ons daaroor asseblief. Ja, ons het by IP self het ons in 2023 aanvanklik met 'n klomp wat ons hulle noem stakeholders gepraat. En natuurlik was daar die vrese en al die goed rondom AI en wat gaan dit beteken vir leer en so aan. En ons het toe al met riglyne opgekom waar ons gesê het hierdie is hoe ons die gebruik sien. Daar's twee uiterstes, die totale vertroue in AI waar jy dit gebruik in jou praktyk dag tot dag of weet waar jy dit heeltemal afskryf en 'n taboe daarvan maak en sê Ja. AI gebruik ons Hmm. glad nie. So ek moet sê ek verwelkom dit nogal dat die universiteit op hierdie vlak sê ons gaan nou nie meer daai een uiterste ondersteun nie. Ons wil nie hê mense moet dit nie gebruik nie. Dit is so goed soos om te sê ons gaan nie die internet in die leerspasie toelaat nie. So ja, dit is nogal 'n heel welkome ding. Ek dink ons kan dieselfde verwag van ander universiteite binnekort. Veral omdat ons sien dit gebeur al hoe meer rondom die wêreld. Ja, ek sien dit Jody, ek dink nou nie. Jody, wat ek nou aan dink is in terme van AI en ek het nou nog so 'n bietjie kontak met studente wat besig is om hulle ook te studeer, jy weet, op universiteitsvlak of is al op honeursvlak en so voort. En dan dink ek net as jy nou besig is om 'n verslag te skryf of jy is besig om 'n taak te doen. Jy sit die vrae miskien in van die taak en jy vra vir AI om dit vir jou te genereer.
My vraag wat elke keer opkom is, um, waar gaan ons dalk kreatiwiteit verloor van die individu? Want ek onthou toe ek my teses gedoen het, daar was 'n proses wat ek gevolg het in my kop, daar was 'n hipotese wat ek moes uittoets. Soos waar trek ons die lyne en hoe gaan ons weet hierdie is net AI en hierdie is dan nou nog daar's 'n bietjie persoonlikheid of kreatiwiteit van die student wat deurkom. Soos ek weet nie of ja. Nee, ja, dit maak vir my 100% sin. Kyk, die akademiese integriteit is op hierdie stadium die groot, so dit amper sê is 'n buzzword, akademiese integriteit van werk wat studente lewer. En dis nog altyd 'n vraag. Ek meen, die oomblik wat 'n student werk doen waar ons hulle nie kan sien werk nie, dan word dit maar altyd bevraagteken. Ek meen, jy kan 'n oom of 'n pa of 'n ma of iemand hê wat goed is in die veld wat ook daai werk vir jou kan doen en dan kan ons hierdie selfde vraag vra. Want dit is maar in my kop wat kunsmatige intelligensie is. Dis nog 'n intelligensie wat in jou persoonlike ruimte nou hoe kan ek sê betrokke raak. Vir wie jy vrae kan vra, vir wie jy die goed kan gee. As ons praat van die kreatiwiteit van die persoon wat leer, kom ons sê maar die student of die leerder self, dan kan ons begin vra, gaan dit iemand se kreatiwiteit beïnvloed? Ja, dit kan. Want ons kan sien dat iemand byvoorbeeld heeltemal weer eens op 'n ander uiterste oorgee aan AI en sê hierso doen alles vir my. Of ons kan 'n leerproses inbou waar ons sê doen dit saam met my. Dit is half die rigting waarheen ek mense gewoonlik stoot met enige tegnologie, is hoe gebruik ons, hoe leer ons saam met hierdie tegnologie liewer as van hierdie tegnologie af. Wat bedoel jy met hoe leer ek doen dit saam met my? Wat prakties, wat beteken dit? Kom ons sê, as ek prakties voorbeeld kan gebruik, as ek 'n taak van 'n dosent afkry of van 'n onderwyser afkry en ek vat die taak net so en ek gee hom vir ChatGPT en ek sê hier is my taak, doen hom vir my. Dan is daar geen wisselwerking, geen knowledge exchange as ons dit so kan noem, tussen die persoon wat leer en die tegnologie nie. Maar as ons byvoorbeeld gaan, en dit kan nou van die dosent se kant af kom, van die onderwyser se kant af of van die leerder se kant af, en ons gaan sê hier is 'n taak, gee dit vir ChatGPT of Claude of vir wie ook al, en ons sê kan jy vir my raad gee op hoe om te begin? As dit die probleem is wat jy het as die student, dan is dit dan begin ons saam met die tegnologie werk. Want jy sal ook sien dat byvoorbeeld ChatGPT sal vir jou sê dalk moet jy begin deur 'n inleiding te skryf, iets treffend, iets dit. Het jy 'n stel vrae nodig of wil jy ek moet dit vir jou genereer? Die maklikste ding kan wees om te gaan en te sê, weet jy, ja, genereer dit vir my. En ja, dit is waar die idee van mind tools vandaan kom. Jonathan praat van learning with technology rather than learning from technology. So, waar jy in 'n spasie kom waar jy as 'n student of jy as die persoon wat leer, hierdie kennis in 'n manier co-construct. Sorry, jammer vir my vir my Engels wat dit tussenin invul. Maar ja, wat jy die kennis co-construct met iets soos ChatGPT. En dit is wanneer ons hierdie tegnologie so gebruik wat jy regtig die denkproses nou veral met AI vir die eerste keer buite 'n persoon kan sien. Hoe reguleer, jy weet, op universiteit vlak of as dosent, hoe weet jy hierdie student, is miskien 'n simpel vraag wat ek vra, hoe weet jy hierdie student het met ChatGPT of met AI gewerk en AI het dit net gegenereer nie. Soos is daar goed wat is daar take wat jy of jy weet stukke en jy sê Ja, kyk, daar's 'n ek dink dit is maar 'n algemene leerkultuur is om mense te vang wanneer hulle dalk nie
weet wanneer hulle dalk nie die werk self gedoen het nie of so. Ons hoor al jare in veral hoër onderwys van goed soos plagiaat en hierdie idees. Is daar 'n manier om te weet? Ja, jy vra vir 'n student soos wat UCT nou vra. Jy vra vir 'n student om te wys waar het hulle met AI gewerk. Ons aanvaar dat die student eerlik sal wees oor hulle gebruik daarvan, omdat mens die spasie skep vir iemand om dit te gebruik. Kan jy dit sien? Ja, jy kan baie keer sien as 'n student AI gebruik, veral as dit in een van daai desperate laaste minuut oomblikke is. Want hulle sal partykeer die inligting net so van ChatGPT afbring en dan staan daar nog onder would you like this in a more formal or concise format? So partykeer gebeur daar sulke dinge. Dis soos in die ou dae, ek onthou nog toe ek in die hoërskool was, dan kry jy iemand wat 'n fantastiese taak ingee, maar die milistronk.com of .co.za se URL en nog so onder op die bladsy gedruk. So ja, daar is maniere om dit te sien. Ons kan ChatGPT veral raak al hoe beter om mense se style aan te leer. Ek kan byvoorbeeld al redelik vir ChatGPT vra, kan jy net hierdie e-pos vir my net so 'n bietjie meer myself maak, want ek klink nie vir myself soos myself vandag nie, en dan kan hy dit redelik goed regkry. So ja, daar is maar kenmerke van werk wat, soos jy nou sê, met ChatGPT gedoen is eerder as saam met ChatGPT gedoen is. Ek het nou 'n search hier ingetik rondom knowledge retention with and without die gebruik van kunsmatige intelligensie. Nou die antwoord is dat uit die aard van die saak behaal leerders wat AI gebruik aanvanklik hoortellings, maar die knowledge retention, wat is dit, die onthou van die kennis is laer. Maar ek dink dit voel vir my dis belangrik om ook halwe wyeer perspektief te neem, dat kunsmatige intelligensie is 'n wat is 'n disruptor in Afrikaans? Dis 'n ontwrigtende tegnologie, né? En vir die luisteraars, ek het destyds, ek was 'n fotograaf gewees vir baie jare en ek onthou toe digitale fotografie ingekom het. Ons het 'n 1 uur fotolab gehad, 'n Kodak Express, en ek meen dit was 'n slagveld hoe die 1 hour foto besighede toegemaak het. Maar dit het ander moontlikhede oopgemaak waar 'n persoon, jy het nie meer nodig gehad om hierdie geweldige duur toerusting te koop om foto's en video's te doen nie. En ek dink is dieselfde, ek weet toe die internet gekom het, toe TV's gekom het, die filosoof Neil Postman, iemand het met my 'n video onderhoud of 'n YouTube onderhoud wat uit die 80er jare uitgedeel, waar hy praat van ons is nie in staat om al hierdie informasie te prosesseer nie. En hy het nou gepraat in die tyd van TV, wat gesê die een oomblik is op die TV oor 'n moord of 'n verkrachting, 'n minuut daarna kyk jy na 'n advertensie van jeans. En ons het ontwikkel as mense om te reageer op informasie, maar ons word verlam deur al die informasie wat daar buite is. Maar dis nou tyd vir 'n musiekbreek. En ons speel vanaand Jody se musiekkeuse. So die eerste liedjie wat ons gaan luister is van iemand wat onlangs opgehou optree het, Lorika Raag, wat haar aftrede in die musiekwêreld aangekondig het in die gang. Na die breek gesels ons verder, en luisteraars ook, moenie huiwer om, as julle wil saamgesels, stuur julle vrae vir ons na die Eden FM WhatsApp lyn 060 505 2693. Goeienaand luisteraars, dit is maandag aand, u luister na Ons het koppe bymekaar en ons gesels oor kunsmatige intelligensie met Jody Joubert van Universiteit Pretoria. Dit is sy spesialistveld. Tydens die breek, Sia, het jy 'n vraag gehad wat jy graag wil bespreek? Ja, Jody, ons het nou so 'n bietjie gepraat van jy weet, take genereer en antwoorde kry op vrae wat dosente vra ensovoorts. Maar ek het met julle gedeel dat ek dink
die ding wat my bekommer is, ons kom uit 'n era uit wat verby is die van cyberbullying, né? Ons het al baie gehoor van kinders wat uh deur op WhatsApp groepe geboelie word of op Facebook of wat ook al geboelie word en die nagevolge daarvan. Maar nou sit ons met iets AI wat 'n werklike videoetjie of 'n werklike prent van jou kan genereer met jou stem, met jou gebare en jy weet hoe gevaarlik kan dit nie wees in terme van studente, as ons nou net van studente praat en die impak wat dit dan het op bullying. Want jy kan sit met 'n prentjie of 'n videoetjie van iets wat jy nooit gedoen het nie. Maar wie gaan jou glo? Ja. Kyk, die ding is kunsmatige intelligensie. Ek dink ons moet dalk hier begin. Ons moet onthou, dit is soos die kanderel vir suiker. Dit is 'n namaaksel van iets wat mense reeds doen. So, as ons kyk na AI self, generative AI, ek wil nie eers probeer om die Afrikaans vir dit te sê nie, maar generative AI kan regtig baie goed doen wat ons as mense kan doen en baie vinnig. So, die probleem kom in wanneer ons as mense dit begin gebruik vir hierdie toepassings. So wanneer ek byvoorbeeld sê, kom ek vat 'n foto van Jody en ek manipuleer dit in 'n sekere manier. Ek weet byvoorbeeld hy het 'n sekere manier om 'n e-pos te skryf. Kom ek genereer 'n e-pos asof dit van hom afkom, of kom ek genereer 'n boodskap en ek stuur dit vir iemand anders. Kyk wat het Jody vir my gesê. Of soos jy nou sê, kom ek kry hierdie prentjies en hierdie video grepe met iemand se stem. Ek het nou die dag na 'n toespraak van King Charles geluister en toe ek so 2 minute in is, toe dink ek besef nou eers 2 minute in dat ek nie na Charles luister self. So die hele fopnuus ding is nou al lankal iets wat ons van weet. Soos jy praat van cyberbullying en al hierdie goed. En dis weer eens net 'n manier hoe AI al hierdie menslike foute vir ons uitwys en hoe ons dit al hoe makliker kan doen. So weer eens is dit nie 'n tegnologie probleem nie in my opinie, dis iets wat ons in onsself en in ons menswees moet verander. Om nie na daardie gedrag toe te gaan nie en dan weer eens dit nie vir AI aan te leer nie. Want ek dink nou dat jy weet ons kyk na TikTok of ons kyk na YouTube videoetjies en ewe skielik jy het nou gaan kyk na hoe kan ek maar word? Kom ons vat sommer so 'n voorbeeld. Hoe kan ek gewig verloor? Dan later weet jy nie meer watter inligting is die waarheid nie. Jy weet wat is authentic inligting nie, want iewers het AI iets gegenereer en gesê jy moet lemoenpitte eet om miskien gewig te verloor. Ja. En ewe skielik is dit nie net meer AI wat dit sê nie, maar ander mense sê dit ook. Want hulle is besig om hulle videoetjies te verkoop. So ek dink my vraag wat ek nou wil aansluit by AI is, hoe ons as mens, jy weet, watter merkers kan jy vir jouself inbring om te weet wat is nog die waarheid en wat is AI generated? Wat is die kanderel? Wat is die suiker? Ja. Ek wens ek het vir jou antwoord soos die regte antwoord gehad. Die ding is wanneer jy kanderel proe en wanneer jy suiker proe, dink ek is maar die ding by wie jy dit gekry. As ek in my ma se huis ingaan, weet ek gaan kanderel kry. So nommer 1 is waar kom dit vandaan? So dit is die een ding. Die ander ding is kan ek vra? Is dit 'n moontlikheid? Kan ek dit interrogate op 'n manier? Die oomblik wat dit moeilik raak, dan kan ons begin dink, is AI dalk hier betrokke? Is daar een stel inligting vir hierdie bron gegee en dis al wat hy kan verkondig? Kan ek dit challenge op 'n manier? Dit is iets wat mense nog kan kyk. Sorry, ek kyk sommer hier langs my op 'n skerm vir sulke merkers wat ek nou die dag vir iemand van vertel het. Die ander ding is, kyk na die taalgebruik. Gebruik dit taal wat gewone mense gebruik of gebruik dit iets wat gewone mense dalk nie gebruik. En
weer eens is die waar hierdie inligting vandaan kom. Jy het nou gepraat van as iemand nou skielik begin praat van lemoenpitte want hulle het dit by AI geleer. Dit gaan nog steeds oor wie het die saadjie geplant en jammer dat die pitte en die saadjie nou bymekaar kom, maar Ja, ja. gaan oor wie het daai saadjie geplant. Mense gee inligting vir AI leer daaruit en en doen wat ons as mense gewoonlik met daardie inligting sal doen. So dis maar soos wat jy sal weet of 'n mens die waarheid met jou praat. Kyk maar na dieselfde merkers en gaan kyk 'n bietjie, lees bietjie op, sal ek vir die gewone mens voorstel, gaan lees bietjie op wat is dit wat hierdie tipe fake news of generated content dit kenmerklik maak. Jody, ek wil hê dat ons 'n bietjie op die opvoedkundige gedeelte van en die gebruik van kunsmatige intelligensie net daarop fokus. Vir my wat nou 59 jaar oud is, die tipiese 59-jarige persoon is dalk huiwerig om AI nou te gebruik wat in die onderwysomgewing of sê nou maar is 'n sielkundige wat nou sê luister ek is bang vir al die slegte goed wat ek hoor. En daai resistance to change is mos 'n groot term wat gebruik word. Wat is hoe kry ons mense om die goeie goed wat kunsmatige intelligensie se gebruik vir ons bied, om hulle self oop te stel daarvoor? Die woord wat ek dink mense wat rondom my leef terwyl ek oor AI praat, hulle wil my al seker met bakstene gooi, is die doelgerigte implementering. Met ander woorde, as jy gaan om weer eens enige tegnologie, maar in hierdie geval AI te gebruik, moet dit uit 'n doelgerigte oogpunt uitgaan. Met ander woorde, as ek gaan as 'n onderwyser begin besluit, ek wil nou my lesplanne doen. Ek gaan my lesplanne nou met ChatGPT doen. Hê 'n doelgerigtheid tot daardie aktiwiteit. So as jy sê ek wil nou al hierdie lesplanne gaan afstof. Jy weet hierdie goed wat nou al 20 jaar in 'n leer lê en ek wil nou 'n bietjie lewe hier inbring. Dan gaan jy byvoorbeeld besluit ek gaan nog steeds my idees hier inbring en dan sê jy dit vir jou ChatGPT of jou Claude of jou Meta wat ook al jy gebruik. Sê jy hier is my idees, ons gaan saamwerk om nuwe lewe hier in te bring, om opgedateerde voorbeelde te gebruik, om hierdie plakkaat te maak wat ek op my dataprojektor, ek wou nou sê op my muur wil plak, maar dit doen ons nie meer nie. Wat ek op my dataprojektor wil wys, hê nog steeds my idees, en as jy daai doelgerigtheid het tot dit, dan dink ek kan jy jouself so 'n bietjie meer oopstel. Dit is die oomblik wat jy net vir ChatGPT sê, maak vir my 'n plakkaat van hoe ek weet nie, idiome in Afrikaans sou aanbied. Dan gaan jy met al die inligting of gebrek aan inligting waarmee daai AI opgelei is, gaan jy mee moet sit. En dan sal jy gewoonlik sien daar's 'n hallusinasie of daar is swak taalgebruik. Ons moet onthou dat ChatGPT nie in Afrikaans opgelei is nie. Byvoorbeeld. So as jy huiwerig is, gee al die inligting asof dit 'n mens is vir wie jy hierdie take gee of saam met wie jy hierdie aktiwiteite doen en weet wat dit is wat jy wil hê. AI is ongelukkig nie 'n towerstaf wat alles gaan kan regmaak nie. Ja, wat doelgerigte implementering. Ek weet nie, vir my is in die weermag omgewing waar ek nou sielkundig is die omgangstaal Engels en my huistaal is Afrikaans. Ek maak baie taalfoute en dis wonderlik om met kunsmatige intelligensie net dit te kontroleer. Die tyd wat ek spaar daardeur en baie keer kan ek doen bietjie fotografie ook. Ek kan 'n foto vir AI gee en sê doen vir my 'n kritiek, maak se voorstelle om dit beter te maak. Hoe kan ek die komposisie verbeter en wonderlike idees en ek so 'n week gelede by die Amerikaanse atletiekkampioenskappe, daar 'n 16-jarige seun
binne 'n sekonde van die wêreldrekord op die 800 gehardloop en ek meen dis soos 'n ongelooflike prestasie wat een keer in 100 jaar omtrent gebeur en en ek het probeer om te sê luister wat is die oorsaak van dat die ouens in die 800 meter nou so goed hardloop en die inligting die antwoord wat ek gekry het uit Grok uit was ongelooflik. Dit was regtig waar wetenskaplik gefundeerde goed van die oefenmetodes tot die doping tot die skoene. Ja, daar's geweldige voordele, maar wat jy nou van gepraat het, want dis 'n spieël van die gemeenskap van die mens wat AI vir ons terughou. So dis die negatiewe kant. Ja, Mm. dis baie waar. Jy raak op 'n paar punte daar. Um, die een ding is ons moet kyk na die in Engels noem hulle dit agency, maar ek wil amper sê weet alles wat AI vir jou bied, veral vir mense wat en dit is meeste van die mense in die akademiese spasie is nie Engels sprekend nie. Dit is soos dit is. Nou skielik kan jy iemand kry wat 'n taak kan ingee waarop hulle trots is. Hulle weet daar's ten minste nie 'n taalfout nie. So iemand net kyk na die inhoud daarvan. Jy praat van kritiek. Ek kan as 'n leerder kan ek my toespraak idee sê vir vir een of ander vir Grok gee en sê kan jy vir my seker maak of al die feite reg is wat ek hier het. Ek kan dit vir ChatGPT gee en sê maak of jy my onderwyseres is en wat sou jou terugvoer na die tyd wees oor wat ek kon beter doen. Okay, so dis daai goeie ou oefen waar jy 10 teen 1 met 'n ouer sou kon sit en sê hier is my toespraak wat ek vir jou lees en hier is wat is jou terugvoer. So weer eens met die goeie of die doelgerigte gebruik daarvan is daar soveel moontlikhede met wat AI vir jou kan doen. Dis Jody, dankie. Dis opwindend. Ons moet gou 'n musiekbreek vat, maar moet asseblief nie vergeet waar jy nou gepraat het nie. Ons gaan luister na Usiyeza van Johnny Clegg en Savuka. Luisteraars, ons gesels oor die gebruik van kunsmatige intelligensie met Jody Huber van die Universiteit Pretoria. En dis so interessant, ek wens ek in die horlosie se vingers laat stil staan. Jody, jy het gepraat oor design thinking tydens die breek. Ek dink ons het gepraat oor weet die kritiek voorheen, weet die feit dat ons kan vir AI vra, weet hoe kan ek wat ek doen beter doen? En as jy dink aan die idees soos design thinking en dit is 'n mensgesentreerde manier van dink wanneer ons goed maak of wanneer ons goed doen. So ons praat van die end user in mind, dan kan AI ons help met wat ons noem radical new ideas, gedagtes wat ons nie aan kan dink nie. So ons kan byvoorbeeld sê, ek wil nou hierdie les wat ek aanbied, wil ek radikaal verander. Ek het in die verlede dit gedoen en ek wil dit radikaal verander. Dan kan jy sê, weet jy kan gaan en jy kan begin en sê, weet hierdie is die mense vir wie ek teach. Hierdie is my konteks waar ek myself bevind. Hierdie is die taalvermoë van my leerders. Hierdie is wat ek moet bereik op die ou einde van die dag. Maar om design thinking dan toe te pas is vir my leerder. Hoe kan ek dit vir hulle beter maak en dis daai losmaak. En dan kan AI regtig vir hierdie radikale nuwe idees gee, goed wat jy nie aan sou gedink het van tevore nie. Ek kan byvoorbeeld dink as ons praat in ons universiteit is daar 'n baie spesifieke manier van hoe ons met onderrig daar's voorbereiding vir die klas, 'n hoë orde aktiwiteit binne in die klas en dan een of ander tipe assessering na die tyd. En as iemand regtig hulle self nie in daai mindspace kan sit nie, om so vandag moet ek so werk nie, dan kan jy gaan en sê, luister, dit is soos dit moet wees, wat is 'n radikale, innoverende manier hoe ek dit kan doen? Of jy kan kom met jou idees en vra vir ChatGPT of wat ook al, gee my daai kritiek. Hoekom kan ek dit nie so doen nie? Hoe kan ek dit beter doen, sodat my student of my leerder op die ou einde van die dag daai beter ervaring of daai beste ervaring kan hê. Ja, ek dink ons doen op 'n manier ons die end user onguns aan deur nie dit wat beskikbaar is te gebruik nie. Ek voel dit vir my op 'n vlak.
Ja, ek wil met jou saamstem. Daar is weer eens wil ek teruggaan na die ou vergelykings toe en ek vergelyk nie ChatGPT met 'n calculator nie, maar 'n sakrekenaar het die manier van wiskunde doen verander. Die basiese foute uitgesluit. Die internet het al hierdie inligting in die klaskamer ingebring wat ons voorheen net uit een stel ensiklopedieë sou kon kry wat ons almal moes deel. Okay, en as ons almal die ek weet nie Encyclopedia Britannica Britannica of kennis ja, of dan is die probleem dat die inligting vir ons almal net in volume 13 op bladsy 8 lê. So ons moet almal by daai Ja. volume en by daai bladsy kan uitkom. So die inligting is so beskikbaar. So soveel soos wat die internet inligting vir ons beskikbaar gemaak het, kan ChatGPT vir ons idees en verwerkte inligting baie makliker gee. So waar ons byvoorbeeld deur 3 websites moet gaan om die antwoord te kry, as ons dit van tevore gedoen het, kan ChatGPT nou vir ons deur 80 websites gaan en vir ons 'n antwoord gee wat ons dan nou verder vorentoe kan gebruik. So ja, ek dink ons doen iemand 'n absolute onguns aan om dit nie te doen nie. ja. Vir my voel dit nog steeds of ek hoor, jy weet wat jy sê, ons het AI, maar dit en die meeste ek dink heel aan die begin het ons een keer 'n episode gehad oor AI en gevare van AI toe dit net begin het, jy weet, en miskien is dit iets wat ons nou weer moes uitgesaai het na vanaand om te hoor hoe het ons denkprosesse verander. Maar my staan er nog steeds uit, jy weet, AI kan jou help of AI kan jou vernietig. En ek dink dis ons elke persoon se verantwoordelikheid om dit te doen. Want as jy net op AI staat maak vir al jou inligting en soos jy vroeër gesê het, Jody, jy gaan maak seker jy kyk jy waar is die saadjie geplant het of waarvan kom die inligting nie. Dan kan jy valshede glo en daarop reageer. So ek dink dis wat ek vir myself wil wegvat vanaand, dat AI kan tot voordeel strek of as jy dit toelaat tot nadeel. Ja, ek dink die grondbeginsel is wat ek het dit by een van my professors, Prof Callahan geleer. Enige nuwe ding wat op die horison aankom, werk soos wanneer ons 'n kleintjie vat en ons leer hulle hoe om oor die pad te stap vir die eerste keer. Ons sê nie gaan loop oor die pad en kyk wat gebeur nie. Mens vat hulle by die hand en jy sê ons moet links kyk en ons moet regs kyk en dan loop ons versigtig oor die pad. En op hierdie stadium dink ek dit is die een tekortkoming wat daar is in meeste mense se antwoorde. Ek dink in my eie ook, as ek vanaand vir jou sal moet sê hoe loop ons reg oor die pad met AI, sal ek nie vir jou noodwendig die regte antwoord kan gee nie, want ons moet eers nog bietjie vir die pad kyk om seker te maak weet hoe werk hierdie formule om reg oor te gaan. Die enigste ding weer eens is mens moet maar dink aan wat is dit wat ons as mens bring na die tegnologie toe? En hoe gebruik ons dit doelgerig weer eens in ons praktyk? Ja. Ja, ek dink dis op 'n manier, jy weet waar gaan ons aandag heen? Want daar waar ons aandag is ons energie. As ons aandag is om die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense leed aan te doen, of om goed net sonder enige nie krities met die inligting om te gaan nie, dan gaan ons in die moeilikheid beland. Maar ek het dan verwys na fotografie. Die veld van fotografie het radikaal verander as gevolg van kunsmatige intelligensie. As ek nou kyk, hoe maklik dit is om iets uit te haal uit 'n foto uit. Nee, en nie om die foto te manipuleer maar net om die foto beter te maak. Goed wat distracting is, en dit voel vir my dis wat ek eintlik die boodskap wat ek voel wat sterker moet oorkom is dat kunsmatige intelligensie kan in ons gemeenskap gebruik word om goed beter te maak.
Ehm ek Mm. hier in Oudtshoorn loop die Grobbelaarsrivier. En ek het die ander dag toe dit nou droër was voor dit nou gereën het, was daar groen sluk bo op die rivier waar hy nou stil gestaan het en ek kon vir Grok 'n foto inlaai en sê luister wat gaan hier aan en wie se verantwoordelikheid is dit om hierdie ding uit te sorteer. En dis 'n hele Mm. verslag het uitgekom van wie is die volgens die Suid-Afrikaanse wette is verantwoordelik daarvoor. Wat is die ek gaan dit dan nie mense kwaad maak deur te sê nie, maar ek weet dit help. Sê nou maar jy's 'n Ja, aktivis en jy wil iets doen, dan het jy al 'n klomp ure gespaar, nê? En ek dink ehm um, in in die dink net as menswetenskappe jy kan ons dink net as jy al daai inligting moes gaan soek het. Nommer 1, as jy eers moes Mm. gaan uitvind het wat is hierdie goed wat ek sien? Wat is dit? Weet nou kan jy 'n foto neem en iets soos Grok, soos jy sê, kan vir jou sê hierdie is wat dit is. Hierdie is hoekom dit 'n probleem is. Hierdie is die mense wat dit moet uitsorteer. Dis net fenomenaal Mm. Mm. hoeveel inligting jy met jou Mm. saamdra. kan jy bietjie met ons stories deel van onderwysers of mense wat altyd daarteen was en toe dan ek weet 'n half hierdie Rubicon oorgesteek het. Ek dink dis dalk iets wat ons luisteraars gerus kan hoor. Ja, dalk nie by name nie. Ek wil Ja. graag, maar ek sal liewer nie. Ja, so ek het nou saam met 'n klomp dosente gewerk byvoorbeeld wat aan die begin byna in trane was. Die een ding byvoorbeeld wat ek met julle kan deel is dosente wat sê ek is nie 'n polisieman nie. Dit is nie my werk nie, maar ek moet hierdie studente keer, ek moet hulle help om nie hulle moet nou nie 'n slagoffer wees vir AI nie. Hulle moenie hulle self in die moeilikheid inkry deur dit gebruik nie. Hulle moet tog net asseblief nie AI gebruik nie. Tot waar hulle jare later in Mm. my kantoor instap en sê ek dink ChatGPT kan iets doen waarvan jy nie weet nie. Kom kyk hierso wat het ek nou vir my studente gesê? So kan hulle taalversorging doen en hier kan hulle hierdie goed doen en Mm. dan herinner ek daai persoon, onthou jy toe jy gesê het ek moet net hierdie arme student beskerm. Ek moet hulle net weghou hiervan af. Mm. Onthou jy daai weergawe van jouself en dit is regtig interessant waar jy dan baie meer innoverende idees kry as wat ek self sou gekry het. Want ek het van die begin af, ek is ongelukkig een van daai mense as tegnologie kom en gryp ek dit. Maar waar daai weerstand amper gehelp het. Waar dit amper gehelp het om so 'n bietjie agter ek sê altyd agter die boom te staan en net te kyk wat doen die ander mense en dan te gaan saamspeel. En dit is regtig dis een storie byvoorbeeld wat vir my uitstaan is daai ek moet mense beskerm tot kyk wat kan hy nou doen. En ek seker jy kan nie jy het nie dit geweet nie. Ek hou verskriklik baie daarvan. Ja. Seker nogal bevredigend om dit daai stories te ervaar. Sjoe. Absoluut. Tot onderwysers. Ek meen vir al die mense wat eerste addisionele tale aanbied. Kom sê Afrikaans of Engels wat ook al die eerste addisionele taal is waar hulle leerders regtig nie gemaklik is daarmee nie. Wat aanvanklik gesê het, "Ag, nou skryf die kinders net hulle toesprake met ChatGPT. Dit maak my kwaad." Tot waar hulle nou sê ek laat nou die kinders die toespraak skryf met ChatGPT want dan sit daarom iets waarna hulle kan luister. Vir eens is dit iets waarna hulle kan luister. En as jy net kyk die gemak dan nou en die hele verandering in die atmosfeer in die klaskamer van iets waar daar's hierdie taboe, weet ChatGPT wat nou sy verskyning in my klas maak tot hier is 'n toespraak die leerder voel bemagtig om 'n goeie toespraak te kan lewer in die taal waarin hulle nie gemaklik is nie. En 'n onderwyser voel my werk is bevredigend want iets wat ek nou kan luister en ek kan eintlik hierdie kind vir eens as 'n gelyke gebruiker van die taal sien. En dit is waar daai gelykmakende eienskap van generative AI regtig ook inkom. Ek kan sommer die entoesiasme in Jody se Jody, stem wat hoor is net vol- hier. Sorry. Jody, wat is volgende vir AI in die klaskamer? Wel, ons het nou 4 dae terug GPT-5 gesien. GPT-5 kom met nog minder hallusinasies as wat ons voorheen gesien het. Dit kom met
moontlikhede wat soos byvoorbeeld HTML coding wat nog beter is as van tevore. Ek dink Mm. soos wat ons vorentoe gaan ons sien dat daai kind wat in 2010 'n webwerf gebou het van self, gaan nou 'n webwerf kan bou met AI en sy tyd en sy innovering tot iets totaal anders benut om hopelik Mm. en verkieslik daai radikale nuwe idees in te bring. Ek dink die feit dat ons die moeilike deel van tegnologie gebruik en van inligting kry en verwerk uitgehaal het uit die hele proses uit van innovering, maak dit dat ons regtig kan uitsien na wat die idees van die mensdom vorentoe is. As ons daai mundane Mm. werkies kan eenkant toe sit van Britannica bladsy 8 en ons kan al hierdie inligting verwerk en ons innovering regte, ons menslike innovering, dis wat ons het, totaal benut. Dankie. Mm. Tjoe. Hi, die tyd het ons ingehaal, luisteraars, dis tyd om te groet. Jody Huber van die Universiteit Pretoria wat so interessant gesels het. Thea, dalk 'n laaste gedagte van jou kant af? Nee, my AI, aka brein moet alles gaan verwerk wat Jody gesê het. Dit was verskriklik interessant, Jody, en ek definitief, ek dink, ek hoop die luisteraars hoor wat jy sê, dat AI kan tot ons 'n voordeel strek en jy weet dat ons kan meer innoverend wees, dat dit nie noodwendig ons kreatiwiteit strem nie, Ja. Absoluut. as ons saam met AI so baie Ja, dankie vir jou tyd en baie dankie dat jy ons ook op die lig gehou het. Baie voorspoed en die laaste liedjie is soos Jody gesê het, hy het hulle gekies, is Don't Stop van Fleetwood Mac. Die gat ons nou. Aan ons. Mooi week.